Goeiemôre vriende, so hier op 'n Woensdagoggend die 14de Januarie 2026. Ek het net toe ek so voorberei, toe lag ek so vir myself, toe sê ek in 1966, dacht ek, vaderland, waar is ons nou daar? Maar inderdaad 2026, vriende, die skole het geopen vandag. Ek dink maar aan julle ouers, ek dink aan die sub-aatjies in die graad R, soos ek gister ook gesê het, maar dink baie aan julle ouers, dit is maar 'n traumatiese dag vir julle ook vandag en almal wat skool toe gaan. Ek dink die ouers is bly ook almal gaan 'n bietjie skool toe. En die kinders is ook bly hulle gaan skool toe en die jong mense dan so binne die eerste week as hulle eventually weer hulle het vakansie, né? Maar mag dit vir julle 'n wonderlike 'n dag wees, mag dit vir julle 'n mooi jaar wees wat voor julle uitstrek en mag julle ook die Here se liefde en sy genade en oorvloed ook in hierdie jaar en julle as gesinne en families ervaar. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? En Vader, dan bely ons glo in U wat die skepper is van die hemel en die aarde. Here, dankie dat ons dit kan weet, dat dit 'n vaste wete by ons is. Al is die aarde en die wêreld hoe die mekaar. U is daar altyd, Here, en U is by ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, Paulus is vir my natuurlik baie interessant hierso in Kolossense en ook 'n ongelooflike boek natuurlik, né, as julle wat die hele tyd saam met my lees, is net om vir ons te kom sê, maar hoorie, so ons moet maar kyk in die dag van vandag, dat ons maar kyk na mense wat vir ons van die pad wil afbring. Daai tyd was dit 'n paar manne wat die mense in Kolosse eintlik van die pad wou afgebring het. En Paulus wat eenvoudig weet, maar hy moet heeltyd net weer die ouens laat fokus dat Jesus staan absoluut sentraal in alles wat hulle doen. Hy moet dit fokus. Ons is maar vandag smack bang binne in dit, vriende. Ons is ook daar. Ons moet die hele tyd Jesus regverdig, nee. Jesus verdedig eintlik. Nie dat hy enige verdediging nodig het nie, maar dis want almal wil Jesus uit die prentjie uit hê. Almal wil vir onsself sê, maar dit kan nou nie wees nie. Dat drie enige God kan nou nie wees nie. Asof hierdie God wat ek en jy aanbid 'n Mickey Mouse God is, wat nie in staat is om 'n biljoenvoudige God te wees nie. Never mind 'n drie enige God te wees nie. So mense met hierdie tipe van redenasies, liewe vriende, kom uit 'n menslike verstand uit, en dan moet jy ook maar weet, daar gaan mos nou nie te veel aan nie, want ons koppe is mos maar die algemeen baie plat, né? Hoe kan ons God verstaan? Ons kan hom nooit verstaan nie. Ons kan hom bely, op hom vertrou en aan hom vashou. Dit is wat ek en jy kan doen, op hoogstens wat ek en jy kan doen. Maar as ons kan dink, liewe vriende, soos baie van hierdie ander gelowe, dat hulle God kan uitfigure en dan en kan sê, maar dit is hoe God is, en dit is, vriende, vergeet daarvan. Ons leer God in die woord ken. Hy is vir ons geopenbaar, liewe vriende, duisende jare terug is hy vir ons geopenbaar. Ons weet ons aanbid 'n lewende God. Ons weet ons aanbid 'n lewende drie-enige God, God die Vader, Seun en Gees. En dit is wat Paulus al hier in die tyd van Kolosse, liewe vriende, verdedig hy dit. Hy verdedig dit en kom sê, onthou, Jesus is die verlosser, hy is die saligmaker, hy sê hierso, die Seun is die beeld van God wat self gesien kan word, né? Die Seun is die eerste verhewe bo alles in die skepping. En dan sien ons nou hierdie dwaalleraars kom probeer die mense afkry daardeur allerlei goedjies wat hulle moet doen, engele aanbid, hulle moet hulle lekker selfstate gaan oor 'n godsdienst waar hulle eintlik selfkastyding gaan, om hulle 'n tipe van 'n spirituele vlak te plaas, gaan oor die dwaalleraars, die gnostiek, waar hy liggaam en die gees skei. So by Paulus is hy heeltyd besig met hulle, want hierdie ouens staan natuurlik binne in hierdie konteks vasgevang, en hy probeer vir hulle sê, hoorie, so julle moet nou los wat daar is, julle kan nou nie weer teruggaan na die julle afgodedienste toe nie. Julle is nou nuwe mense, en dan kom sê hy vir hulle, liewe vriende, wat ons oor die afgelope ruk vir mekaar sê, hy sê, aangesien julle dan Jesus Christus aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, op hom gewortel en gegrondves. Wat beteken dit, liewe vriende? Dit beteken inderdaad dat hulle moet weet, hulle is saam met Christus dood, en hulle het saam met Christus opgestaan, 2 vers 20. En dan kom sê Paulus vir hulle, onthou nou, julle is inderdaad 'n uitverkore volk. Dit kom sê hy vir hulle hier in 3 vers 12, maar hy kom sê al hierso in hoofstuk 3, die tweede gedeelte kom sê hy, as 'n uitverkore volk, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie
nie op die dinge wat op die aarde is nie, kom sê hy. Nee. Sy sê so, dit is baie belangrik. Dan sê hy, onthou sê hy, die boodskap van Jesus moet in sy volle rykdom in julle bly. En dan kom sê hy vir hulle, hierso is 'n paar goed waarna hulle moet kyk. En dan het ons nou stil gestaan by al die slegte goed as liewe vriende, wat hulle moet besop, wat hulle in die afgode tyd gehad het, dit hulle nie intrek na hierdie tyd toe nie. En dan kom sê hy vir hulle, julle moet nou lewe as nuwe mense wat al hoe meer geskep word na die beeld van die Here. En hy kom sê vir hulle eintlik, liewe vriende, onthou julle kan nie verdien om 'n kind van die Here te wees nie. Maar omdat julle 'n kind van die Here is julle 'n uitverkore volk. Moet julle toelaat inderdaad dat die boodskap in sy volle rykdom in julle bly. Omdat julle hom aangeneem het en omdat julle sy kinders is, nie sodat julle sy kinders kan word nie, nee. Daarom kom sê hy, omdat julle hierdie uitverkore volk is, moet julle meelewend en goedgesind en nederig en sagmoedig en verdraagsaam wees en mekaar met geduldig wees met mekaar en mekaar vergewe as die een iets teen die ander het, nee. En dan, liewe vriende, gaan hy aan in vers 14 en sê hy, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Nou, die liefde staan altyd bo jou. Paulus kom sê vir ons in 1 Korintiërs 11 of 1 Korintiërs 13 kom sê hy, geloof hoop in die liefde, maar die grootste daarvan is die liefde. Die liefde oorwin altyd. Daarom kom sê hy vir die mense, vergeet van al hierdie goeters wat aangegaan het. Jy moet iemand lief hê. As jy iemand lief het jy daai persoon se beste belange in gedagte. Sy beste belange. En ons weet nou hoe lyk die liefde, né? Want dit is die vrug van die Gees. Dit staan eintlik liefde en dan die 8 eienskappe: vrede, vreugde, vriendelikheid, nederigheid, selfbeheersing, geduld, goedhartigheid en getrouheid. Daai tipe goed met nog 'n hele klompie ander goed. Dit is die vrug van die Gees. En liewe vriende, wanneer ek en jy die liefde het, behoort ons daai goed na te strewe, want dit wys ook dat die Here Jesus binne in jou en my is. Hoekom? Want God is liefde. Ek kom sê op 'n ander stadium, jy kan nie jou broer haat wat jy kan sien en kan sê jy het my lief nie, né? So die liefde speel altyd 'n enorme rol. Maar die liefde is mos nie net so ou sousie wat ons boor gooi nie. Liefde, liewe vriende, agape liefde, onvoorwaardelike liefde, goddelike liefde is nie ligte musiek nie. Dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy inderdaad absoluut toegewyd aan die Here moet lewe. Dit beteken omdat Jesus ons gered het, moet ons absoluut committed aan hom lewe. En dan pak hy mos nou hierdie goed uit hoe dit lyk. Moenie vuil taal moet nie uit julle mond uitkom nie. Hy sê lewe as nuwe mense, kom sê hy, en so kom praat hy mos nou maar die hele tyd met jou en met my. Nee, en dan gaan hy aan en dan kom sê hy vir ons, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. So ons moenie in enigsins in 'n amper 'n kompetisie met mekaar, 'n onvrede, 'n hatige verhouding, glad nie. Dit pas nie by Christene nie. En vriende, wanneer ek en jy mekaar seer gemaak het, gaan na daai persoon toe en sê vir hom, ek is so jammer. Moet nou nie 'n paar woorde gaan gebruik wat nou op die ou ende maak dat die ander ene nog slegter daaraan toe is nie, wees humble, iemand vir jou die moed by jou mekaar kom skraap en met jou kom praat of jou sê, hoor jy het my seer gemaak, moet nou nie daarop reageer en die ou nog slegter laat voel nie. Sê vir hom, weet jy, en al miskien het jy nie iets verkeerd gedoen, dan sê jy, weet jy, jou belewing, ek wil vir jou sê, jy dit belewe dat ek het gedoen, ek is so jammer. Dis iemand wat vrede nastreef, dis iemand wat inderdaad liefde in sy hart of haar hart het, dis iemand wat jou in die ander persoon se plek sit, en in plaas van om te sê, maar dit en dit om te sê, ek is jammer. Ek is so jammer dat jy dit beleef het, dit was nie my bedoeling nie. Ek is baie jammer, Dis iemand wat vrede bring, dit is iemand wat liefde het, dit is iemand wat sagmoedig is, dit is iemand wat nederig is, dit is iemand wat inderdaad gaan en om die minste te wees, Wees altyd dankbaar. Kom sê Paulus, ons kan miskien 'n bietjie môre net daarby stil staan. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.